'n ou vriend van my. Hy is nou ongelukkig al ter siele, ou Jan Crawford. Hy was een van ons hoofde gewees by die SAIK. Hy was ook 'n onnie gewees, 'n onderwyser, ook maar 'n tydelike posie op Klerksdorp, daar het ons mekaar ontmoet. En toe ontvaar hy 'n ander tydelike pos in Johannesburg. En terwyl hy hier was, het hy gegaan vir 'n omroeperstoets wat hy geslaag het. En aangesien die betaling beter was by die SAIK in die tyd, het hy besluit om voltyds 'n omroeper te word en hy is onmiddellik gepos Durban toe. En na sy jaar daar, toe kom hy nou met verlof terug Klerksdorp toe. Nou moet hy vertel. Man, en hy sê vir my, "Ou Dana, kom word 'n omroeper, man. Dis lekker, jy weet, hy het my eintlik gemotiveer. En toe kom ek ook nou maar, jy weet, oop mond en skaam Johannesburg toe, die platlandse ouetjie. En ons het hier vir die toets, ons moes denkbeeldige rugbywedstryde uitsaai, jy weet, in Franse name uitspreek wat die cello bespeel, al sulke goeters. Dis nou jou omroeperstoets. Ja, en ons het dit toe maar ook maar net gemaak, dink ek, want my Frans was beroerd. Ook gepos dadelik Durban toe, want dit was die ideale leerskool indertyd gewees. Daar moes jy alles self doen en alles probeer doen, van markverslae lees tot opvoeringsbaartig. En dit was so wonderlik geweest, jy weet dat met 'n opvoering byvoorbeeld, 'n radiodrama, was daar soos in enige radiodrama hier en daar 'n klein rolletjie, net 'n paar praatwoorde, né? En die manne wat jou daar kom help het om dit vir jou te kom sê, wou nie vergoeding hê nie. Ja. Dit was net, want hy weet, al die ou maats kom nou by mekaar die aand by iets saai huis, né? En dit is eintlik 'n lekker kuieraand geword, né? Ja. Van die jong manne lag vir jou as jy vir hulle sê dat in die vroeë jare, jy weet nog, byvoorbeeld in Johannesburg se SAIK daar in Commissionerstraat, 1937-38 toe radio begin het, lag hulle vir jou en hulle sê, "Hey, dit kan nie waar wees nie. Dat as jy in die aand aan diens gaan vir die mikrofoon en moes jy 'n aanpak aan hê." Ja. Jy weet, ek meen dit wys vir jou, nee, hoe deftig was dit destyds geweest, nee.